praat op die oomblik oor 'n aantal Bybelfigure en in hierdie reeksie gaan ek by hierdie geleentheid stil staan by Petrus se lewe. Petrus is 'n baie besondere karakter in die Bybel. Die man wat genoem word in Aramees is hy Saulus, Sefas word hy genoem. Hy word ook deur Jesus genoem Bar-Jona, seun van Jona, seun van Johannes. Maar Sefas is die Arameese vertaling van rots, wat ook in die Grieks so Petros genoem is. So hy is die rotsman en dis hy wat Jesus ook gesê het op jou fondament. Die fondament, die rots van hierdie getuienis dat ek die ware Messias is, gaan ek my kerk bou. So Petrus het 'n baie belangrike rol gespeel in die Bybel as eintlik die leier van die disippels van Jesus se 12 apostels. En voor ons kyk na hoe Jesus hom spesifiek gaan roep het en hoe dat hy vir die Here begin kies het en gevolg het en gewerk het en eintlik op die ou end sy kerk gestig het, die eerste Christelike Nuwe Testamentiese kerk op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar voor ons daar in detail na kyk, kom ek nooi jou net hartlik uit om as jy vir ons wil kontak, ons het 'n selnommer hierso vir 'n WhatsApp 079 195 1586. Nooi vir jou hartlik uit as daar iets is wat jy onder ons aandag wil bring, wil getuig, wil vra, gebedsversoek, wat daar ook al is. As jy wil 'n bydrae gee, kontak ons gerus en ons dank die Here dat hy vir ons sorg. Ons dank die Here dat hy vir hierdie bediening sorg, dis sy werk en dis ons gebed by elke geleentheid soos hierdie. Here, kom u net en kom raak die mense aan wat nou voor u sit, wat kyk na 'n skerm. Maak dit nie net 'n skerm nie, maak dit 'n ontmoeting met u. En dis ons hartse gebed dat die Here ook vir jou baie spesiaal sal ontmoet in hierdie oomblikke. Ons weet hy's hier, ons weet hy's by jou. Ons weet hy het 'n boodskap vir jou. En hy wil vandag met ons praat uit Petrus se lewe. Wonderlike getuienis van Petrus en hoe die Here hom gebruik het en gevorm het en vergewe het en herstel het en weer gebruik het en vervul het met sy gees om 'n kragtige getuie vir hom te word. Ek nooi ook vir jou uit om vir ons te volg op sosiale media. Kyk gerus, daar's elke dag 'n boodskap op Instagram en op Facebook en ook op X. En ons nooi vir jou ook uit om vir ons te like, of vir ons te erken en regmerkie te maak by ons naam en dat jy ook vir ander sal vertel van die Dirkie van der Spy bediening. Al hierdie boodskappe is ook so by YouTube beskikbaar. Jy kan dit gerus ook daar volg. Nou, as ek by hierdie geleentheid bietjie wil stil staan by die lewe van Petrus, dan is dit die rotsman wat vir ons 'n getuie is van hoe dat 'n swakkeling en iemand wat se knieë van klei is, 'n rots kan word en vir die Here kan opstaan en vir die Here kan 'n getuie wees in hierdie wêreld. En ons sien hoe al die mense wat God geroep het, elke keer reageer met 'n verskoning. Soos wat ons weet, ons sien as die Here ook na Petrus toe kom, dat Petrus egter nou die man is wat sê, nee, maar ek is bietjie vol van myself, en hoe die Here hom eers moes in sy persoon vorm en verander en leegmaak van homself en hom afhanklik maak van God, sodat sy gees deur hom kan werk. En dan sien ons die wonderlike vrug wat uit sy lewe gekom het. Petrus was natuurlik een van die binnekring van Jesus se 12 apostels. En eintlik ook die leier van hierdie apostelgroep. Ons sien dat, as ek sê van die binnekring van 3, dan was dit Jakobus en Johannes en Petrus, wat by geleentheid spesiaal deur Jesus eenkant geneem is, met alle dinge gedeel het, wat byvoorbeeld in die tuin van Getsemane in daardie krisis oomblik, wou Jesus hierdie 3 by hom gehad het, om hom geestelik te ondersteun in die nag van sy verskriklike angs en doodsgeveg wat hy gehad het, dat hy bloed gesweet het.
Nou, ons weet dat Petrus ook saam met Jakobus en Johannes op die berg van verheerliking was, waar hulle vir Elia en vir Moses ontmoet het. Elia die profete, Moses die wet, verteenwoordigers van die wet en die profete. En daardie wonderlike ervaring van die hemele wat hier rondom hierdie 3 disippels se lewe uitgebreek het. Dat Petrus impulsief sommer net vir almal wil hutte bou en hy wil net hier vir altyd bly. So wonderlik is dit. Nou, Jesus het vir hom ook aangewys as die ene wat baie naby aan hom beweeg het en met wie Jesus ook baie intens betrokke was. Hy het ook 'n evangelie geskryf, indirek. Ons weet dat Petrus eintlik deur Markus die evangelie geskryf het. Agter die Markus evangelie is eintlik maar Petrus wat die verhale gedeel het met Markus wat dit geskryf het en vir ons te boek gestaaf het. So, ons weet van sy roeping en ons weet dat hoe hy dan vir die Here geleef en gewerk het en hoe hy hier in 64 na Christus het Petrus gesterf. Ek was daar in Rome gewees waar hy in donker gat in 'n sel daar gevange gehou is as doodveroordeelde. Was Petrus daar gewees voordat hy deur Nero gekruisig is en Petrus dan sy lewe ook op hierdie manier afgelê het as 'n martelaar. Wat bereid was om vir sy geloof te sterf. Maar ons weet dat dit was vroeër nie so nie, maar voor ons nou daaroor 'n bietjie praat. Kom ek kyk net gou-gou, waar is hy geroep? Ons lees in Matteus 4 van vers 18 af. Eendag, toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers. Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer, Andreas. Hulle was besig om werpnette in die see uit te gooi, want hulle was vissers. Vissers van beroep. Jesus sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en vir hom gevolg. So dis die wonderlike getuienis van Petrus en sy broer, wat daar in Betsaida groot geword het, by die see van Tiberias, was hulle vissermanne, wat daar 'n groot vissersbedryf gehad, en dat Jesus dan daar na hulle 2 toe kom. En eintlik was dit Andreas, sy broer, wat vir Petrus gaan haal het en hom gelei het na Jesus toe. Baie mooi stukkie geskiedenis ook daar, dat dit eintlik sy broer was, wat vir Petrus by Jesus uitgebring het, en hulle dan volgelinge geword het, bereid was om daai nette net so te los, hulle hele bedryf net daar te los, en gehoorsaam te wees, en agter Jesus aan te volg, om sy getuies te word. En dan ook die roeping wat Jesus gesê het, ek gaan julle vissers van mense maak. Nou, die wonderlike getuienis dat ons lees dat hy juis ook 'n visser geword het van duisende mense. Op Pinksterdag is daar 3000 mense by sy preek tot bekering gekom en deel geword van die Christendom wat daar vandaan af uitgekring het, al verder en verder in hierdie wêreld. Nou, die hartseer dat hy gesterf het in 64 na Christus, en gesê het, maar ek is nie waardig om soos my Here en soos Jesus gekruisig te word nie. As julle my wil kruisig, moet julle my onderste bo kruisig. Ek kan nie soos Jesus gekruisig word nie. Onverskrokke, onbevrees, oortuig van sy redding, van die feit dat hy op pad hemel toe is, en gereed om te gaan en te sterf. Het is interessant dat Petrus ook gesien was as die eerste biskop van Rome, en daarom ook eintlik as die eerste paus van die Rooms-Katholieke Kerk. En dat daar in Rome is die groot Sint-Pieters kerk gebou, daar's 'n groot beeld van Petrus daar opgerig. Interessant, toe ek daar was, het ek gesien dat hierdie pragtige beeld van Petrus se toon is al afgesoen. So blink, maar
klein en afgesoen soos wat duisende mense Petrus se voete kom soen het gesien is as die stigter van die kerk van die Here Jesus, maar toe ook deur die Romeinse kerk gesien is as die eerste biskop en paus van Rome. Goed, ons sien dat met die verklaring toe Jesus vir sy disippels vra, wie sê julle is ek? Sê hulle, ons lees dit in Markus 16 vers 18, dat hy sê, maar u is die Messias. U is die ene wat sou kom van God, om 'n nuwe koninkryk hier op aarde te vestig. En dan sê Jesus, weet jy, hierdie getuienis, om dit te erken en dit te glo, dit kom nie van jouself nie, Petrus. Dit is wat God aan jou geopenbaar het. Dit is deur die werking van die Gees dat jy dit gesê het. En op hierdie getuienis gaan ek my kerk bou. En sal jy die stigter wees van my Nuwe Testamentiese gemeente? Sal jy die een wees wat die rots is waarop ek my kerk kan bou en die magte van die hel sal dit nie kan oorweldig nie. Wat 'n kragtige getuienis dat hy weet dat God leef en dat Jesus die ware Messias is en dat dit die boodskap is wat hy in hierdie wêreld gaan uitdra. En dis ook wat gebeur het. Ons lees die verhaal van Jesus in die evangelies oor hoe hierdie man Petrus naby Jesus beweeg het, langs hom gesit het, saam met hom dinge beleef het. En toe daar 'n dag kom aan die einde van Jesus se bediening op aarde dat hy sê dat ek gaan sterf. Maar ek wil vir julle troos dat ek uit die dood gaan opstaan en dat ek die dood gaan oorwin. En ek wil vir julle verseker, dit is so, daar kom nou vir julle ook moeilike tye, dat die herder gevang en doodgemaak word, en dat die skape verstrooi gaan raak en gaan vlug. Maar Petrus sê, nee Here, dit kan nie wees nie. U moet nie dink dat ek u ooit sal verlaat, of vir my rug op u sal draai nie. Ek sal by u staan, en al doen hulle wat met die herder, ek sal nie van u wegvlug. Die ander disippels, hulle sal miskien, maar ek sal u nooit in die steek laat nie. Nou ek lees net vir jou daai gedeelte waar Petrus eintlik vir Jesus 3 maal verloon het. Het staan in Matteus 26. Toe sê Jesus vir sy disippels, julle almal sal my vannag in die steek laat. Dis nou voor hy in Getsemane gevang is en waar sy lyding begin het en sy veroordeling. Sê hy, julle almal sal my vannag nog in die steek laat. Want daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. En daarop het Petrus vir hom gesê, al sou hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, vannag nog. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nooit verloon nie. En al die ander disippels het ook so gesê. Nou, ons weet wat toe gebeur het. Toe die winde van vooraf draai, en teen Jesus draai, en hulle om daai nag kom gevange neem, toe was die dapper Petrus nou? Ja, nee, uit sy vlees uit, hy het mos nou dit gesê, gryp hy 'n swaard en hy kap na Malchus toe, en hy kap sy oor af. Nou, jy moet nie dink, hy het probeer netjies net sy oor afkap nie, hy wou hom doodkap, hy wou nou vir Jesus verdedig, julle sal nie die herder doodmaak nie, ek staan by hom, ek gaan hom beskerm. Verskriklik wat toe gebeur dat Jesus sê, nee, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, ons gaan nie veg nie, ons verset teen die soldate nie, God almagtig is in beheer, en daarom sit jou swaard terug, en hy vat die oor, en hy maak die oor gesond, en daar sien ons dat Malchus se oor met 'n wonderwerk genees het, maar nooit nie, Here, ek sal u nooit
in die steek laat nie. En dan sien ons al volg hy ook versigtig hier agter die prosesie met die soldate wat vir Jesus gevange geneem het, is agter hom aan. Toe hy daar by die deur van die paleis kom, is al by Annas, Caiaphas, waarheen hulle vir Jesus gevat het om hom te verhoor en vir hom skuldig te bevind deur die Joodse raad. Wat gebeur daar? Petrus is skielik nou bang, hulle gaan hom ook vang. Hy het nog 'n ou byna doodgekap hier so met 'n swaard. Hy's net so in die moeilikheid. Hulle gaan hom ook doodmaak. En dan vra vir hom, maar is jy nou nie een van Jesus se volgelinge nie? Hy ontken dit. Tweede maal ontken hy dit. Derde maal ontken hy dit. Vir 3 maal verloon Petrus vir Jesus en sê hy, nee, ek is nie deel van hulle nie. Ek is nie deel van Jesus se volgelinge nie. Hierdie man wat so vol van homself gesê het, die ander sal die teleurstel, maar jy weet, jy kan op my reken, ek sal dit nooit doen nie. En hier doen hy dit. Wat 'n hartseer is dit nie as ons sien Jesus daar verby hom stap en hy kyk vir Petrus in die oë. En daardie kyk in Jesus se oë ruk deur Petrus se hart toe die haan kraai. En hy weet, ek het gefaal, ek het teleurgestel, ek het gefaal, ek het gesondig. Here, wees my genadig, wat moet ek doen? Dan sien ons hoe hy hardloop in die nag en hoe dat alles in mekaar stort. Alles is verby, hy het nie gedink dat hulle vir Jesus sou vang. Daar waar hulle hom aan die kruis sien hang het, daar waar hy gesterf het. Petrus se hart was gebroken gewees. Daarom lees ons dat toe Jesus opgestaan het. En die vrouens verskyn, toe sê hy, was sy eerste boodskap na Jesus uit die dood opgewek is, het hy gesê, gaan sê vir Petrus, ek het opgestaan. Gaan sê vir Petrus spesifiek, ek leef. Ek het die dood oorwin. En dan sien ons op 'n stadium is Petrus, hy vat lyding, maar nou na die verkeerde kant toe. Nou vat hy die disippels, vat hy een kant toe en hy sê, luister, ek gaan nou weer terug vis vang waters toe. En hulle daai nag het hulle vis gevang. En hy is 'n kenner van die visvangery en hy weet waar en hoe en hulle die hele nag nie 'n enkele vis gevang het. En toe staan daar 'n man by die kant op die wal van hierdie meer en hy roep vir hulle, gooi die net nou aan die ander kant uit. Hulle sit en wonder, wie's die man? Wat sal dit nou help? Ons het die hele nag gevang, niks gekry nie. Hoe sal daar nou aan die ander kant van die boot iets wees? Maar dan skielik as hulle net ander kant gooi op hierdie man se woord, doen hulle wat hy sê. En daar's 153 visse, dat hulle dit nie eens kon in die boot inlaai nie. Dit was so groot vangs gewees. En toe weet Petrus, hier's iets anders aan die gang. Dis Jesus. Dis Jesus wat daar vir ons gesê het, gooi die nette aan die ander kant. En hy hardloop en hy trek hom aan en hy storm na Jesus toe. Hy is so bly dat hy net met Jesus, wat opgestaan het uit die dood, kan gaan regmaak, wat het ek nie gedoen nie. En dan vat Jesus om een kant en hy sê vir hom, Petrus, het jy my lief? Hy sê, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy vra hom 'n tweede maal, hy vra hom 'n derde maal. Petrus bars in trane uit, hy's gebroken. Here, u weet alles. U weet dat ek eintlik in my hart vir u lief het. Ek is so jammer oor dat ek u 3 maal verloon het, maar ek wil nou 3 maal getuig. Here, ek staan nou by u. Ek het u lief. Ek sal u volg. Ek sal by u bly. Dan gee Jesus vir hom 3 maal 'n opdrag. Gaan sorg vir my lammers. Gaan sorg vir my skape. Wees jy nou die herder van my kudde. Petrus, ek stuur vir jou. Jy het 'n nuwe roeping. Jy het teleurgestel, maar jy het jouself leer ken dat jy het jouself nie kan nie. Maar ek gaan vir jou toerus deur my gees en jy sal my getuie wees. Hy het hom herstel in sy posisie. Hy het vir Petrus herstel as die disipel wat die visser van mense nou gaan word. Kan jy dink, wat het dit vir hom beteken toe hy daar staan en hy vang uit weer vis. En ek moet eintlik mense vang, het Jesus gesê. En Jesus roep hom een kant en hy sê vir hom, ek roep jou as my getuie. Pinksterdag sien ons hierdie bang man wat nie die moed het om te praat nie. Wat sê, ek ken nie vir Jesus nie. Staan nou op voor daai soldate en daai fariseërs en al die vyande van Jesus wat hom veroordeel het en laat kruisig het. En hy sê, ek wil vandag vir julle sê,
Hierdie Jesus wat julle gekruisig het uit die dood opgestaan. Maar hy het eintlik gekom om 'n offer te bring vir julle sonde. Hy het eintlik sy lewe kom gee op Golgotha. Vir julle sonde het hy die straf en die oordeel van God op hom laat neerkom, sodat julle nie weer gestraf sou word en in die oordeel sal kom. En dit word Petrus se boodskap. Dis wat hy toe sy lewe daarna voorgegee het, om vir mense te vertel van die vergifnis van sonde. En daar staan ook dat hy onder die Jode gegaan om te sê, ek weet nou wie die Messias is. Die een, die koning van die konings wat gekom het, om nou vir ons in 'n nuwe hemelse koninkryk in te lei. Nie hierdie aardse tydelike koningskap nie. Nie hierdie tydelike regerings en politieke bestel hier op aarde nie. Ek het gesien dat Jesus maak vir ons die hemel oop na 'n hemelse heerlikheid. Dis waarheen ons op pad is. Dis wat nou vir ons wag. En hy preek onbeskaamd. 3000 mense kom tot bekering, want hier is 'n nuwe Petrus vol van die Heilige Gees en die krag van die Gees, autoriteit van God. Praat hy en dinge gebeur en harte verander. 3000 mense kom tot bekering. Daarna word dit 5000. Daarna gaan hierdie stroom lewende water wat Petrus daar laat oopgaan, het hierdie fontein vloei al verder en al wyer. Maar hierdie fontein stop op 'n plek. Want jy sien, God se plan is Judea, Samaria, tot aan die uiteindes van die aarde. Alle nasies gaan verkondig die evangelie aan al die nasies. En Petrus kom uit 'n tradisie en 'n agtergrond van die evangelie en die hemel en die redding en die kerk en die sinagoge is net vir ons Jode. Toe kom die goeie nuus. Ek stuur vir jou ook na die heidene, nie Jode, dat hulle ook hierdie goeie nuus gaan hoor. En dan lees ons dat hy daar bo op die dak sit en bid. Petrus bid. En dan skielik sien hy 'n beeld en 'n visioen van 'n groot doek met allerlei diere in, en die oproep is slag en eet. Hy sê, Here, maar kan nie, hier's onrein diere, hier's dinge wat nie rein is volgens ons wette nie. Ek kan nie dit ook slag en eet nie. Dan sê die Here, dit wat ek rein gemaak het, moet jy nie onrein doen nie. En dan klop iemand aan die deur. Hardloop hy uit en hy gaan kyk wie's daar. En is dit Cornelius se afvaardiging wat sê, ons Heer wil jou nooi, asseblief kom dringend na ons toe daar. Ons wil die evangelie hoor in Caesarea, ons Romeine wat daar is, ons Italianers, ons het gehoor van wat gebeur hier so onder julle Jode, ons wil dit ook hoor. En dan besef Petrus die betekenis van hierdie visioen. Moenie sê enige ander mens is onrein, mag nie in sy huis gaan nie, mag nie met hom praat nie, die evangelie in die kerk is nie vir hom nie. Luister 'n bietjie wat gebeur aan antwoord toe hy daai visioen sien, Handelinge 10 vers 14, maar Petrus sê, kan nie slag en eet nie, nooit nie, Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig en onrein is nie. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense bymekaar aantref en hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys dat ek geen mens onheilig of onrein mag beskou nie. En daarom het ek sonder om te stribbel gekom na julle toe julle my laat haal het. Sê nou vir my, waarom het julle my laat kom haal? En dan het Petrus die goeie verhaal, dat hy sê, Cornelius sê, ons soek die evangelie, ons soek ook hierdie vergifnis, ons soek hierdie nuwe lewe wat jy besig is om te verkondig onder die Jode. Dan begin Petrus en hy verduidelik vir hulle, daar's nou vergifnis vir julle sonde, bely dit, breek daarmee, bekeer julle, en gee julle lewe vir die Here Jesus. Hy gaan deur die Gees, gaan hy julle nuut maak. En dan bid hy vir hulle, en hulle bid daar saam, en hulle, hierdie Italianers maak met die Here reg. Wat gebeur? Hulle word vervul met die Heilige Gees, begin tale praat, hulle begin profeteer, begin praat oor die Here, hulle begin ervaar, die Gees van die Here is nou in hulle is ook Christene, hier's nuwe mense, en Petrus staan verstom, hy sê, Here, u liefde is nie net vir ons Jode nie, dit is vir al die nasies,
En dan het hy hierdie boodskap wat hy dan terugvat na Jerusalem toe. En dis die boodskap waarvoor hy ook maar gekruisig is. Jy, Petrus, jy gaan teen ons kultuur en ons gebruik en ons tradisies. Het is nie hoe ons dit doen nie. Maar hy sê, maar die Here het gesê, die deur is nou oop na almal. Ons moet die evangelie en die goeie nuus na almal uitdra. Kan ek vir jou vra, het jy al gesterf in jouself, soos Petrus moes sterwe in sy trots, in sy belangrikheid, in sy steun op homself? Ek sal nie, ek is dit, ek is so wonderlik. Het jy al gesterf in jouself, dat die Gees van God jou kan oorneem, want dan maak hy jou 'n visser van mense. Kom ons bid dit. Here Jesus, ek wil vir U 'n visser wees. Ek wil sterf in myself, in my eie tradisie en gewoontes en skaam wees en verskonings. Kom Heilige Gees, kom vervul my en maak my 'n getuie, dat ek U lig in hierdie wêreld sal uitdra. Hier is ek, Here, stuur my. Amen.